ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 122. Ek is professor Ronus Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So belangstel in een van die boeke wat ek geskryf het, vernaamlik, ek wil dit toch net noem, The Two Keys to the Book of Revelation, dis Engels, is al 4 boeke, 2 van hulle saam, is amper 800 bladsye dik. Boek 1 en boek 2, ons het hulle juist so gebind, dat hulle kan hou, en anders te weeg daai 2 boeke saam 3,5 kilogram, en dis te swaar, dis te veel, om met so dik boek te sit en Bybelstudie doen, is ongemaklik. The Two Keys to the Book of Revelation, jy kan hulle 1 bestel, of ek kan as hulle 1 uitstel, dis boek 1 en boek 2, soos wat het in die finansies en die vermoë daarvan is. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Ek wil net noem, iemand het gevra, prof, hoe gaan dit met Pastoor Rika? Ek wil net sê, dit gaan baie goed. Want Jaffa al die eer, sy is nie gesond nie, maar weet jy, my vrou lewe, sy is saam met my in die bediening, sy doen haar werk, sy is agter die kameras, sy vertroetel my, sy bedien my, terwyl ek besig is om te skryf, en al die dinge, en sy is terug op haar pos, en sy doen wat sy gewoond is doen, en ons eer Jaffa daarvoor. En jy weet, as hulle kekkel, dan is hulle gezond, nee. Ja, en Jaffa al die eer, ek noem het maar net, en ons sê baie dankie vir elke een wat gebid het, en steeds bid, ons glo Jaffa doen 'n volbraakte werk daar ook. As dit die eerste keer is, na jy reeks kyk, is jy verskriklik welkom, aan Jaffa al die eer, die lof, die prys, en die aanbidding. Asseblief, gaan na deel 1, begin reg voor, want jy het 'n magdom inligting gemis, en dit is nodig dat jy al die inligting moet hê. Jy moet subscribe, sodat jy die kennisgewings kan kry. Daar's TikTok boodskappe wat jy nie moet mis nie, en deel ook die kontak of die link met jou vriende en almal wat jy ken. Ek wil net sê, ek het vergeet gisteroggend net om te noem, die vorige week se onderdompeling, wat ons gehad het, toe ek daar kom, toe ek ingery kom, toe's daai parkeerarea vol karre, en die mense staan. Op die einde van die dag is daar 4 mense onderdompel. Nou, uit al daai mense uit wat daar was, daar's verskriklik baie gaste gewees. Nou weet, dis mense wat kom kyk, wat nie weet van die openbaarde name en alles soos wat ons weet nie, en mense is vreemd, hulle wil sien, so ek glo by die volgende onderdompelingsdiens gaan daar baie meer mense wees, maar ons werk nie op getalle nie. Die Bybel sê, as 1 siel om tot Javashua bekeer, is daar blyskap in die hemel. 4, wel, daar is blyskap in die hemel, hulle het partytjie gehou in die hemel, tot laat nag toe. Dis nou 'n metafoor wat ek gebruik hier, so nee. So ons gee aan Jaffa al die eer, en vir u wat kyk, wie geonderdompel is, baie geluk daarmee, en kom ons lewe soos volbloed Jafiste, halleluja. Kom ons bid saam. Vader, seën die woord vanmôre, maak ons dankbaar, gee vir ons ontvanklike gees, en laat die Ruach HaKodesh met ons deel. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die volk van Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se ontbytsessie vir u 'n groot seëning wees. Mag Jaffa met ons almal deur sy woord praat. Ons is besig met die boek Spreuke, deel 11, of ekskuus tog, hoofstuk 11, en ons is by vers 3. Hy sê die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier. Snaaks dat die Bybel altyd praat van die wyses op die regterhand, en die ou wat paradys toe gegaan het, wat op die regterkant van Javashua gehang het. Hy gebruik altyd die regterhand, Javashua was die regterhand, Jesaja 53 van Vader Jaffa, want in hom het Jaffa sy krag geopenbaar, nie sy volle godheid geopenbaar in hom uitgestort nie,
net die regterhand, anders sou sy menslike liggaam gedisintegreer het. Gaan lees bietjie Jesaja 53 en kyk daarna. So, hier praat hy weer van die regskappenheid, met ander woorde, van die opregtes is vir hulle 'n leier. Maar die valsheid van die ontrouers vernietig hulle. Jy kan nie 'n vals mens vertrou nie. Al wanneer 'n vals mens vertrou kan word, is as hulle waaragtig tot bekering kom. Dit is so. Hulle moet regtig tot bekering kom, geonderdompel word in die naam van Jahweh tot vergifnis van hulle sonde. En dan moet hulle in heiligmaking lewe. Dan kan jy begin vertrou. Maar anderster, 'n ou wat valsheid het, en maar die valsheid, dit vernietig hulle. Dit maak hulle gedaan, dit roei hulle uit. Goeie bring geen voordeel. Goed, ekskuus tog. Hy sê goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid nie. Goed bring geen voordeel op die dag van grimmigheid nie. So dit help nie die dag as jy voor die regterstoel staan, as 'n sondaar, dat jy nou die goeie goed wil probeer voorbring nie. Jy sê, ek het gesien, ek sê die sondaar, want die bruid staan nie voor die regterstoel nie. Dit weet ons natuurlik, né? Ek het al baie oor dit gepraat en so, maar ek wil dalk net weer sê. Die kerke sê ja, almal, John Hagee, pastoor John Hagee en al die, ja, you're going to appear before the righteous throne of God, and you will declare upon you. Hy gaan niks declare upon me nie. Hoe kan die bruid rein genoeg wees om verander te word, opgetrek te word, opgeruk te word, geparousia by die wederkoms van Jahweh, einde van Openbaring 3:22, in die hemel ingetrek word, en dan gaan ons in die hemel vir 7 jaar en 105 dae, en dan is die wit troon oordeel daar eers, en dan trek ons wit kleed uit, en dan is ons pyl genoeg om voor die regterstoel te verskyn. Nee, dis die kerk wat die ouens daar wil hê. Die kerke wil die ouens onder die juk van diensbaarheid hou. Die Bybel sê hy het ons daar uitgehaal. En ek sê nie al die kerke nie, meeste van die kerke wil die ouens onder die mag hou, onder die mag van geld, dat jy kan betaal. Jahweh sê Openbaring 20 vers 4, ons as bruid, wanneer ons verander word, gaan ons op die trone sit. Johannes sê, en hy het 'n trone gesien, Openbaring 20 vers 4, en hulle het op die trone gesit. Wie is die hulle? Dis die bruid, wat geparousia was, aan die einde van Openbaring 3:22. Ons is deel van die jury. Nou as ons deel van die jury is, hoe verskyn ons voor die jury? Hoe staan ons voor die regter? Maak ons nie sin nie. Verstaan ons dit? Ons is wit gewas, rein genoeg. 1 Korinte 15:27 tot 58, 54, om verander te word en weggeruk te word. En nou staan ons voor 'n wit troon oordeel. Nee, die kerk wil dit so hê. Of kom ek sê, die kerksysteem, die katholieke systeem wil jou daai hê, want jy moet altyd boedelings doen. Jy moet altyd voor die hokkie staan en vir die priester vertel, en hy sê vir jou hoeveel jy betaal. Hy sê goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid nie. Jy help nie by die wit troon oordeel, eendag wil jy nou jou goeie voetjie voorsit nie. Te laat. So daai liedkoortjie sê, vir ewig te laat. Maar geregtigheid red van die dood. Die feit dat ons op trone sit, as koningsseuns en priesters van Jahweh, reeds vandag. Die woord sê, ons lewe vandag as koningsseuns en priesters van Jahweh. Die drie gees, die geseëndes, die gesalfdes en die gunsgenote. En die geregtiges. Ons wandel in die krag van die Ruach, sê die woord. So, hoe gaan ek voor 'n wit troon oordeel staan? Dis onmoontlik. Dan het ek een van twee dinge, of ek het my waaragtig nie bekeer voor ek geonderdompel is nie, dan was maar 'n kwessie vat 'n droë sondaar en maak hom 'n nat sondaar. Of so nie is daar nie volkomendheid en redding in die bloed van Jahweh nie, wat natuurlik totaal onmoontlik is. Want die woord sê, die wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. In plain Afrikaans, Jahweh deur Jahweh doen nie 'n halwe job nie.
Hy red nie net halfpad nie. Hy red met dit wat ek mee kom, tot op die posisie en waar ek instaan. Daarin red hy my. Goed bring geen voordeel op die dag van grimmigheid nie. Maar geregtigheid red van die dood. Geregtigheid laat ons wie die geregtiges is. Die gesalfdes, die geseëndes, die gunsgenote, die geregtiges. Hy sê julle is die geregtigheid. Hoekom? Want hy het julle geregtig gemaak. Hoe? Deur ons sondes te vergewe. En wanneer ons in hierdie titels funksioneer, wat ek nou genoem het, want nou is dit al 4 gees, is nie nou meer 3 gees nie. Geseëndes, gesalfdes, gunsgenote, en ek hou van die een, geregtiges, so nou is ons al op 4. Wanneer ons, ek wil amper sê, hierdie geregtiges bring my amper in 'n gunstige posisie by die Vader. Bring ons in 'n ander, op 'n ander vlak, wil ek sê. Want ons kan nie in onsself geregtig raak nie. Ons het nodig dat die geregtige, ons geregtige, Jahweh, ons geregtig maak, wat hy reeds gedoen het. As ons deel van die bruid van Jahweh is, of volbloed Jahwiste is, dan val ons in die groep van die geregtiges, wat wandel in die geregtigheid. Vandag gaan ons wandel in die geregtigheid. En wanneer ek dan vanmôre sê, ek wil in hierdie dag in die geregtigheid van Jahweh en in Jahweh se geregtigheid wandel, dan sit dit my amper in 'n ander geestelike klas, in terme van, ek moet watch wat ek sê. Ek moet watch waarna ek kyk. Ek moet versigtig wees wat ek hoor. Verstaan jy wat ek sê? So as jy ouens besig is met veilige geselskap, stap weg. Jy het nie nodig om daar te bly nie. As iets gebeur en dit is vieslik, jy het nie nodig om 2 keer of 3 keer te kyk nie. Draai jou kop weg. Wanneer daar vuil geselskap is, jy het nie nodig om dit, maak jou mond toe en stap weg van dit af. Dis wat dit is. In die geregtigheid. En dit is so maklik om ingekatrol te word. Die duiwel vang jou net so. En vernaam ons wat sê, ons is die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote, en wie wandel in die geregtigheid van Jahweh en Jahweh, in die leiding van die Ruach HaKodesh. Hierdie 4 goed wat ek nou van praat, is vir my 4 van die bestanddele, wat 'n fantastiese mengsel is, om in heiligmaking te lewe. As ek kan sê, ek is die geseënde, die gesalfde, die gunsgenote, en ek wandel in die geregtigheid. Wat doen ek? Die Engelse woord ingredients, bestanddele. Hierdie is geestelike bestanddele, terwyl ek hier so sit, gee Ruach dit vir my. Hierdie is geestelike 4 uiters noodsaaklike bestanddele, om in opregtheid, regtigheid, in opregtheid, in heiligmaking te kan lewe vandag. So ek soek iets wat my kan, amper sê guide, wat my kan lei, om in die geregtigheid te wandel vandag. Ek moet hierdie 4 bestanddele akkommodeer. Wat doen ek om 'n geseënde te wees? Wat moet ek doen om 'n gesalfde te wees? Wat moet ek doen om 'n gunsgenoot te wees? Dit al klaar. As ek net een van daai 3 al klaar vandag my einde kan maak. Dit bring my op die pad van geregtigheid, want geregtigheid is 'n pad wat ek loop. En geregtigheid vir my is niks anders as heiligmaking. Die pad van heiligmaking. Onthou wat ek nou laasweek gesê het, as ek opstaan, commitment, vanaand as ek slaap, completion, môreoggend, commitment, completion, my oog op my einddoel, commitment, completion, commitment, completion. Ek kan nie as ek hier opstaan vandag aan opvat nie, maar die dag as ek my oor toe maak, dan is ek daar. So elke dag is ek commit, maar vir vandag. Dis ook die Bybel sê, moenie worry oor môre nie, worry vir vandag. Dink daaraan vir vandag. Stel jou visie op vandag.
Ja, ons doen long-term planning, dit is hoe dit in 'n besigheid werk. Ek kom 43, 44 jaar wat ek in my eie besighede was. Maar jy moet beplanning doen, jy moet long-term beplanning doen, lang tyd beplanning doen vooruit. Anders gaan jy doodhardloop. Jy gaan jou doodhardloop. Dinge soos cashflow en voorraad en dit help jy sit met voorraad stoor vol goed wat jy in 60 dae moet betaal, waar jy dit in 'n dag se tyd kon gekry het nie. Waarvoor wil jy dit in 'n stoor hou? Jy moet dit net beplanning doen in 2 dae voor die tyd jy goed bestel, dat dit daar is. Weet jy wat jy lekker daarvan? Jy betaal dit eers oor 60 dae. Jy het nie ons nodig om môre vir dit te betaal nie, en sê jou die rekening uit. Maar dit is hoe beplanning werk. So as jy sit met 'n klomp voorraad wat jy al 2 jaar terug klaar betaal het, wat vir jou niks beteken nie, dit is dooie kapitaal. Ek praat maar net in terme van 'n besigheid. Dis beplanning. En dieselfde wat Jaffa wil hê, alhoewel hy sê, moet jy nie bekommer oor die dag van môre nie, maar hy sê ook, ons moet wys wees. Hy sê, gaan na die mure en word wys. Die mure sit nie in slaap onder die grond, totdat die kos klaar is nie. Daai ouens maak plan. En as jy wil weet wanneer dit gaan reën, hou die mure dop. Hulle begin trek, hulle dra hulle eiers na hoogliggende plekke toe en hulle skuif hulle nes na 'n hoogliggende plek toe, sodat die waters hulle nie oorstroom nie en die waters hulle nie surprise nie. En ek en u, wie sê ons is van die wie in die geregtigheid wandel. Ons moet vroeg genoeg ons beplanning doen en vroeg genoeg ons voorraadopnames maak en vroeg genoeg ons skuif maak. Verstaan jy wat ek sê? Skuif in terme van, as 'n ding nie werk nie, doen die volgende ding. Maar moenie terugstaan en opgee en nee. Dis hoekom ek gisteroggend gepraat het van ons is warriors. 'n warrior is 'n ou wat al is hy stukkend gekap, al bloei hy. Hy gee sy alles. Hy gaan veg tot die laaste bietjie bloed uit hom uitgeloop het. Dis 'n warrior. En dis wat Jaffa van ons wil hê. Ons moet geestelike warriors wees. Alhoewel die woord sê Jaffa het op die kruis die stryd gewen. En die woord sê, te vergeefs bou die bouers as Jaffa nie bou nie. En te vergeefs stry die stryders as Jaffa nie stry nie. En te vergeefs veg die vegters as Jaffa nie vir hulle geveg het nie. Hy het alles reeds gedoen, maar ek en u het nodig om ons deel te doen. En partykeer kom dit deur aanhoudend te bid en vas te staan in sy geregtigheid. Want die geregtigheid red van die dood. Nou ja, kom ons wees in hierdie dag die beste geregtiges en ons lewe in die geregtigheid. En ons is die geseëndes, die gesalfdes en die gunsgenote van Jaffa ons Elohim wat in geregtigheid wil wandel. Tot môreoggend, as dit Vader se wil is, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.